Dis stryk 1 waar ons nie moet trap nie. Maar dis asseblief nie vir enigiemand val. Ja, dat jy nou sê, weet jy wat, die stelsel in beginsel is eintlik baie goed. Om die regering te gebruik en besighede te dwing om swart mense in diens te neem, is iets wat ons net beter moet doen. Dis die standaard antwoord van alle mislukte stelsels deur die wêreld. Is kommunisme tot aan die einde gegaan. In beginsel kan dit great werk. In praktyk ignoreer daai. Nee, dit is mense wat honde eet. Jy ken nooit van die route te hel. Nee. Dit is presies dit. So dit kom neer op nee, hierdie stelsel is nie 'n goed ontwerpte stelsel nie. Die feit dat dit ras aan die hart sit van opheffing maak altyd die deur oop vir geweldige korrupsie vir 'n klein swart elite in kort. Baie welkom by hierdie week se episode van Net nog enetjie. So ja, luister asseblief saam, gesels saam en as jy by die huis is, skink vir jou net nog enetjie en dan luister jy saam in die kar liefst nie. Ja, so hierdie week praat ons alles ras, nie rasie nie, ras die eerste. Nie alles ras nie. Alles ras nie. Alles ras, inderdaad. Nee, net so 'n klomp goedjies, die ANC wat nou hard commit aan, hulle gaan nooit ophou hiermee nie. Maar toenemend het jy die gety wat dra. Die vraag is hierdie raswette waarmee ons nou sit, hoe lank nog, wat is aan die gang? Is dit op pad uit, gaan dit erger word ensovoorts, so luister gerus saam. Baie dankie aan kultuurkafee.com wat ons pragtige bierbekers vir ons borg en die inhoud daarvan. Dit voel vir my of ek al reeds kwaad is oor vandag se onderwerp, so gaan stadig drink. Gaan besoek gerus vir kultuurkafee.com. Ondersteun hulle het allerlei interessante produkte en dan net nog enetjie is op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Gaan like en subscribe asseblief en gesels saam. Baie dankie vir almal van julle wat dit reeds doen. Dankie vir julle terugvoer. Hierdie is net nog enetjie. Ek is Christel Cornelissen. Ek is Nico Strydom. Ek is Connie en op rasvryheid. Welkom op Alles Ras. Welkom op alle, ja. Alles ras. Ja, so hierdie week gaan ons 'n bietjie gesels oor ras. So ras is uiteraard altyd eintlik 'n ding. In Suid-Afrika, natuurlik die afgelope paar jaar en veral nou met Amerika se belangstelling in Suid-Afrika en 'n paar van daai voorouers wat hulle opgestel het, wat gepraat het oor dan nou BEE en Amerikaanse maatskappye wat hier wil sake doen en ons weet natuurlik van Elon se Starlink wat nou ook in Namibia gesê is. Maar ja, so ras wat 'n groot ding bly. Ja, daar nou nog ons baie debat oor plaasgevind, ook met die ANC wat nie meer 'n meerderheid het uiteraard nie en ons gaan nou sien met die verkiesing wat kom. Die DA wat hom ook nogal sterker begin uitspreek het daaroor. So ja, daar's eintlik nogals verskille tussen die onderskeie partye. Ek dink dis mense ook. Daar's baie mense wat sê dat daar moet regstelling wees, baie mense wat sê dis okay as daar regstelling moet wees, maar tans hoe die ding daar uitsien maak dit net oop vir korrupsie en daar vind nie inderwaarheid regstelling plaas nie en dat dit nou amper half redress ten koste van progress. Ja, wel, dit is die vraag. Nou, die laaste maand het toenemend het the lady doth protest too much van Cyril wat herhaaldelik sê, ons sal nooit afstand doen van die ding nie. Ons mag nie. Ons never say never. Dit is die ding wat Jacob Zuma het ook gesê, jong ANC gaan regeer tot Jesus terugkom. Ja, ek onthou. Kyk wat Jacob Zuma nou. Ja, wel, ek het dit dalk gemis. Ons almal die wegraping gemis. Maar dit is in kort, wanneer jy so gereeld sê nee, dit sal nooit afstand doen, dan sit dit nie onder enorme druk en ons kan dit toenemend sien. Jy het nou News24 het 'n hele konferensie gehad, net so 10 jaar laat, waar hulle toe nou tot al dieselfde gevolgtrekkings kom wat almal weer rassiste noem voor dit gedoen het. Wat is ons kieswerkloosheid, swaar. Suid-Afrika kan maklik uit die ekonomiese groei vank uitkom, maar een van die goed wat moet gaan is die regulatoriese ras gewig wat ons om elke besigheid sit en wat korrupsie enable. Nou die mens wat gesê het dit veroorsaak korrupsie is nie, dis nie soos jou oom by 'n braai wat sê, weet jy wat in die korrupsie? Dis hierdie ras nie, dis regter Zondo in 'n amptelike verslag wat gegaan het. Hierdie wetgewing maak dit moontlik ensovoorts. So jy sit met 'n ANC wat toenemend op hierdie beleid geïsoleer raak, maar nog steeds vasbyt. En nou is die vraag, hoe lank gaan hulle aan ras byt? As jy sê die ANC word toenemend geïsoleer hierop, so van tevore was daar baie groot
kom ek noem dit verdedigers van Suid-Afrika se rasbeleid. Dit is wat julle sê, daar's 'n plek vir transformasie en ek dink ons almal kan saamstem daar is 'n plek vir transformasie. Moet dit noodwendig aan jou velkleur gekoppel word? Ek dink ons kan ook saamstem dat dit nie die geval moet wees nie, weet nie. Hoe jy lyk bepaal nie jou vermoë of jou inkomste of jou kapasiteit. Dit het kwaadryk niks met niks te doen nie. Uiteindelik word dit ook nie meer net 'n swaar ding nie, dit word 'n connection ding. So as ons praat van regstelling, praat ons ook nie net, want ons praat graag oor swart en wit wanneer dit ons pas, en dan wanneer dit kom by iemand met 'n tender kry, dan praat ons van, nou word die groepie baie kleiner, dis swart, maar swart binne in swart. So nou is dit baie moeilik om sin te maak van wat dit is wat ons hiermee wil bereik. As jy sê, die ANC raak toenemend geïsoleer oor hierdie beleid, hierdie mense wat van tevore gesê het, maar ons moet transformeer, is dit mense wat dalk nou agterkom, maar ons moet dalk nie transformeer soos ons transformeer, nee. Ja, ek dink die konsensus is so 'n bietjie nou al by okay, die huidige ding werk nie. En dit werk nie want ons kan dit. Okay, maar jy sê nou julle 10 jaar gelede gesê dit werk nie, so wat het nou verander? Ek het dit al hoe duideliker begin uitspeel. Maar hoeveel jare het jy nodig om te sien iets werk nie? In die openbare sfeer en dit net al hoe meer begin uitspeel. Daai het onthou natuurlik aanvanklik as so 'n proses begin het en daar was tenders en baie van daai gevolge en goed gaan uiteraard eers later sigbaar word. Dit is nie goed wat onmiddellik sigbaar gaan. Nico, ek moet vir jou eerlik sê, ek dink 10 jaar gelede kon ons ook al hierdie gevolge gesien het. Van ons, ja. Hoe lank gelede het Sonde begin sit? Nee, dis ook al amper 10 jaar gelede. Maar dis nou seker. Nee, dit kom neer op maar onthou dit was toe nog baie wel hulle sal sê 5 jaar terug kon ons eers die debat gevoer het nie. Nou, Skrikwekkend is hoekom mag ons die debat op publieke beleid gevoer het sonder om as rasis gebrandmerk te word nie. Maar dit is die kort dit is baie duidelik van die begin af waartoe jy gaan lei. En die rede hoekom dit duidelik is omdat soortgelyke beleide in Maleisië ensovoorts na presies dieselfde uitkomste gelei het. Wanneer ook al jy dit doen, gaan dit gebeur. Ons is nie spesiaal wat dit aanbetref nie. En tog wag ons 10 jaar om te kyk of dieselfde gaan gebeur. Maar jy het 'n klein groepie wat baie suksesvol belasting en Bentleys verander wat met ander woorde baie mooi vashou aan hierdie en sê nee, maar dit is belangrik, jy moet vir my nog geld gee, al is ek 'n multimiljonair want ek is swart, ek bly swart. En dis lekker, want as jy op armoede doen, jy kan van arm na ryk gaan en dan kan jy nie meer gehelp word nie, maar jy gaan vir ewig swart bly en jy gaan permanent gehelp kan word. So dis baie lekkerder vir die ryk swart mense, vir al die connected ryk swart elite in die regering om dit op ras te hou, want dan kan hulle self oor en oor by die trog help. Hulle dink nie hulle moet dalk net iemand anders ook help nie. Is dit nie presies hoe hierdie transformasie besigheid werk nie. So jy is nou regtig ryk. Wat vir jou buurman? Kom ons hom ook 'n kans gee of nie? Dat hang af. Hang van wat af? Het hy trokke? Wat gaan hy bykom? Ja, ek dink Kan hy belasting en Bentleys kan hy dit doen? Kan hy saam met my stuur? Ek dink regtig dis daai prentjie van mense wat gesien het soos hierdie elite groep en dit het regtig net al hoe meer duidelik geraak vir almal. So dit is net so ongelooflik sigbaar dat daar is nie eers meer plek om te sê hoor ons gaan nie debatteer of ons gaan nie eers hieroor praat, hier is taboe, wat dit het regtig daar gekom en ek dink mense wat so ongelooflik gefrustreerd is dat as hierdie dan nou hierdie hele ding is om al hierdie ongelykhede reg te stel, hoekom gebeur dit dan nie? So is net oor die tyd wat dit nou al die tydperk waarin dit nou plaasvind en hoeveel jare en die uitkoms verander nie. Mense sien nog steeds net armoede, niks van daai ekonomiese aanwysers of enige van daai goed gebeur, daar gebeur net niks nie. Ja, maar jy sien hierdie armoede ook onder swart en wit en jy sien dit onder 'n vlak van godvolgheid onder jong mense wat probeer om 'n voet in die deur te kry en hulle word deur 'n kwota stelsel gepootjie voordat hulle nog binne in die stelsel kan ingaan, het hulle klaar 5 jaar se agterstand want 'n swart kollega kon 5 jaar gelede werk kry, weet terwyl dit vat my argumentshalwe, dit is nou nie geen syfer gegrond nie, dit vat my 5 jaar langer byvoorbeeld om 'n decent werk te kry omdat elke deur word vir my toegemaak. Dis ja, Dit is nie 'n billike stelsel nie. Maar dit is die ding, daar's 2 strikke wat ons moet vermy is. Die so ek kry die mense jammer aan die effe linkerkant van Melville, want hulle sukkel soms met die werklikheid en dan elke nou en dan in die werklikheid geneig om hulle net te flash. En dit is wat nou gebeur het pretty much. As Nou skrik hulle. Dit is eintlik moreel, is nodig, is imperatief en toe hulle af met is rasisme wat. Nee, kan nie wees nie. En dis wat hierdie stelsel is in kort is dis racial rent seeking. Dis ek gaan jou betaal wat jy swart is. Daar's ons geweldig baie meriete in dit doen volgens die stelsel. Nee, maar jy moet onthou mense sê
die stelsel is goed, dit is die manier waarop dit toegepas of uitgevoer word. Dit is waar die dis die probleem ding kom. is- Daar's is- niks fout met hierdie stelsel nie, Connie, dis net daar Ek het in enige stelsel loop sommer maar goedjies skeef. Dis stryk een waar ons nie moet trap nie. Maar asseblief nie vir enigiemand val. Ja, wat as jy nou sê, weet jy wat, die stelsel in beginsel is eintlik baie goed. Om die regering te gebruik om besighede te dwing om swart mense in diens te neem, is iets wat ons net beter moet doen. Dis die standaard antwoord van alle mislukte stelsels deur die wêreld. Is kommunisme tot aan die einde gegaan. In beginsel kan dit great werk. In praktyk ignoreer daai. Nee, dit is mense wat honde eet. Jy ken nooit van die route hel, nee. Dit is presies dit. So dit kom neer op nee, hierdie stelsel is nie 'n goed ontwerpte stelsel nie. Die feit dat dit ras aan die hart sit van opheffing maak altyd die deur oop vir geweldige korrupsie vir 'n klein swart elite in kort. En dit was altyd wat dit sou word, want jy moet aanvaar stelsels werk met mense en mense is geneig om jy kry nices, maar Ons sien of twee nice mense. Daar's een of twee nices en dan is daar Piet en Mel wat nie nice is en wat ander kant toe gaan en hulle sal selfs wel uitbuit wat bewering. So Thomas Sowell sê dit nogal mooi, hy sê kapitalisme werk in daai aspek omdat dit reken op dat mense shitty is en hulle gaan slegte goed doen. En kom ons kyk net kan ons hulle slegte goeders laat tot voordeel werk. Ons sê die mense gaan gierig wees. Hulle gaan self probeer. Hulle gaan probeer ryker word en kom ons laat hulle ryker word deur beter diens aan jou te lewer. Tans is dit ons laat hulle ryker word deur meer connected te wees aan 'n elite of iets. Dan gaan hulle dit doen. Dis presies wat hulle gedoen het. So moet asseblief nie in die struik trap. As jy enigiemand wat sê goed ontwerp net nie goed toegepas nie, is die enkeldiepte ekwivalent van intellektuele denke. Dit het nie baie diep gaan dink oor hierdie stelsel nie. Jy het regtig nie in dit ingegaan. Die vraag wat ons dan moet antwoord en dit is waar ons nou vashak is, jy het baie mense wat baie suksesvol diagnoseer met ja, die ding werk nie. Dis waar. Maar niemand wil na 'n dokter toe gaan wat ek kom hom aan sê luister my arm is seer, gaan ja, jou arm is seer. Wat gaan ons nou maak? Gaan ons dan in en aan. Nee, ek weet nie, maar jy's reg. Jou arm is seer. Nee, en dit is die punt. Ons het al lankal, ons het voorbeelde van hoe doen ons hier? Wat moet ons doen in Suid-Afrika? Ons moet minder arme mense hê. Want ons het 'n groot armoede probleem. Sal baie nice wees. Die fascinerende deel is dat hierdie is 'n neeweffek van mense wat werk het, is hulle is gewoonlik minder arm, so ons moet begin by ons moet minder werkloosheid hê. En nou sal die ANC sê, hulle sê altyd dit is armoede, werkloosheid, ongelykheid, al drie gelyk oplos. Nee, ons moet net werkloosheid oplos. Die ander twee volg. Ons hoef nie te worry te veel nie. Die ander Maar ANC se plan is om werkloosheid op te los binne 'n raamwerk van regstellende aksie wat ons nou gesien het nie werk nie. Maar dit kan nie. So nou die dokter sê ja, jou arm is seer nou wat nou. So nou kom dit, dis die punt. So wat ons moet doen is, en ons het baie voorbeelde, en jy het nou uiteindelik, selfs nie so nie voor wat besef het, o goeiste, werkloosheid is 'n probleem. Kan jy nou glo, ons moet eintlik ons politieke beleid veroorsaak dit. Dis nie net strukturele ekonomiese goed nie. Dis nie Jan van Riebeeck wat nog steeds swart mense se CV's in die asblik gooi eerder as wat hulle werk kry goed in daai lyn nie. En dit is in kort presies wat dit is ons moet 4-5% groei, al ons ewe knie groei dit. Ons sit 'n premie op swart en regheid net soos ons maak swart elite ryk teen 3-4% van BBP per jaar wat direk omtrent 5-6% werkloosheid sou verminder. En ons kies dit elke jaar wanneer jy stem vir die ANC wat dit gaan doen. En dit is die fascinerende deel hiervan is, ons is arm en ons sit met mense by robotte en ons sit met vasbyt tot ons tande deur is, want Suid-Afrika kies dit, want die ANC kies dit om dit te doen. Eerder as die eenvoudige goed wat China gedoen het, India gedoen het, Vietnam gedoen het, daar's 'n lys lande. Ierland is actually ook een van dies wat, hoe kry ek mense in werk? Dis nie te moeilik nie. Ek maak dit makliker om 'n besigheid te begin, ek maak dit makliker om mense in diens te neem, ek maak dit makliker om mense te fire. As ek daai drie goeders doen, skep ek vir iemand die geleentheid om Ek wil nie negatief klink, maar jy weet dis presies wat ons nie in hierdie land doen nie. As jy nou sê ek maak dit makliker om mense in diens te neem. nee, dis chaos, ja. Om van iemand ontslae te raak. Nee, dankie. Ek doen dit liewer self, dit is net te moeilik om jou in die pad te steek. Maar dis die groot probleem. Niemand staan die oggend op en dink ek wil graag 10 werke skep vandag nie. Jy sal dink, jong, ek dink ek moet uitbrei. Ek wil my besigheid uitbrei want ek wil 'n bietjie meer geld maak. Nou is dit okay, hoe bereik uit? Ja, ek moet dalk 5 of 6 mense in diens neem om dit te doen. Is dit die moeite werd vir my? Ja, dis moeite werd. Dis nie groot risiko aan hulle in diens neem noodwendig nie. Ek kan dit doen. Skielik het jy 6 werke geskep. En nou is daar 6 mense wat kriniers koop, wat hare sny, wat bande op hulle karre sit, wat karre koop, wat al die goeders doen en nou raak dit skielik loon en sê, "Wow, ek het nou nie 'n Woolies hier
oopgemaak nie, maar skielik soek mense die Rotary Chicken. Dis Ja, wie soek nie dis worth it. Nou moet ek 'n Woolies oopmaak, maar ek kan nie man alleen die hoender en die til doen nie, so ek moet nou 3-4 mense kry wat ten minste werk. So, en dis hoe 'n ekonomie groei, as jy maak dit makliker. Die ander deel wat ons ook nie doen nie, is wet en orde. Kontrakte moet vervul word. Jy moet weet, as ek 'n besigheid maak en ek sit 'n klomp voorraad in hom, is daar 'n goeie kans dat daai voorraad môreoggend as ek oopsluit nog daar is. Ek gaan nie dit gaan nie weg. Ja, as jy die deure wil oop. En as iemand dit gesteel het, gaan hulle gevang word en gaan Ek gaan myself met en vang. dan gaan ek hoef hom nie self of wel al kan ek as ek homself vang, of ek mag homself vang of iemand anders gaan hom vir my vang, maar die persoon gaan gevang word. Suid-Afrika doen dit nie. Dit ons het baie keer die raadslid wat opdaag met, nee, spaar voor wat jy daar het. Ja. Of jy plaaslike ja. polisie Ja, man. ja. So wat mense nogals ook gesien het, ek meen nou sê jy, so is die ANC van die mense in die ANC kan soms sê ja, die arme seer, ja, fine. Maar nou wat verder gebeur, ek meen daar word eintlik inteendeel net nog meer van hierdie inisiatiewe gebring, soos daai transformasiefonds wat hulle wil doen. Ek meen in COVID, ek dink en dis wat ek ook nou was, ek dink dit was een van hulle probeer dit, maar dit sukkel. Ek dink daai was een van die ergste goed met COVID, toe jy dit net so blaatant gesien Die het. toerisme hulpfonds. Ja, so skies oor ja, die virus is hier buite, almal word blootgestel aan virus, maar as jy swart is, hulle sou help. Maar nie as jy wil. Ek meen dit is jy kan Is dit okay? Sou dit okay gewees het as hulle Sure, instof gedoen het en duidelik gesê is het, dit. onthou swart mense is armer, so kom ons ent hulle eerste in. Dit is mos nou dieselfde. Dit sal Of jou besigheid doodgaan of my besigheid doodgaan of is dit nie dieselfde? nee, dit vat ek nou wel te ver. nie volgens die ANC nie. Kon nie regtig, ek is op 'n punt waar ek dink die ANC is 'n ongelooflike selfsugtige organisasie. Ja. En mense wat aanhou om hulle te verdedig is net so ongelooflik selfsugtig want hulle doen dit waarskynlik uit 'n posisie van mag, van werk, van salaris verdien, van blooming woolies hoender. Dit is Dit is selfsugtig om vas te klou hier aan. maar dit is presies reg. Hulle is selfsugtig en hulle steel aankoor. Dis hoekom hulle mense van die goeie doen. En hulle wil aanhou selfsugtig bly en hulle aanhou steel. Ja, sulke mense is gewoonlik hou van wat hulle doen en hulle hou van aanhou dit doen. So nee, dit is die organisasie het hy staan op 'n patronaatskapnetwerk wat afhanklik is van belastinggeld om hulle self ryk te hou. En dit beteken hierdie wetgewing is hoe hulle dit regkry om dit so te kanaliseer. So daar's baie teenstand. Nou die vraag is dan nou waarna toe ja, wat gebeur nou? gaan dit? Nou daar's so 'n goue reël en Bill Clinton het hom begin. Wel nie begin nie, maar vervolmaak is. Hoe meer 'n politikus sê iets is nie waar nie of dit ontken, hoe meer is I want to deny. Bill Clinton het die hele tyd gedeny. En toe uiteindelik dan kom altyd die jammer sê enetjie van ek was verkeerd. Ek was jammer. Ook maar So net sorry for my family. Ja. ook maar net mens. Exactly. So jy het die ANC wat toenemend begin sê ons doen nooit afstand van nie. Paul Mashatile wat mal goed sê soos ons sal eers afstand doen wanneer swart mense besighede kan begin. En ek sê ek was nie bewus daarvan dat hulle nie mag nie. Ek is nie dalk het hulle vir Paul verkeerde toespraak gegee. Jy sê jy weet boot wat toespraak. Ek is nie seker wat hier gebeur het nie want volgens my kan hulle niks keer jou velkeer om 'n besigheid te begin nie. Terwyl baie swart mense het suksesvol besighede begin. Absoluut 100%. Maar hulle sal dit en nie net aandele in bestaande besighede kry. Maar hoor hy homself? Ek dink nie Paul doen eerlikwaar. Ek dink nie hy doen nie. Daar is min goed. Kyk as ons gedink het Zuma sukkel met sy toesprake, is jy moet Hulle moet net die font groter maak. jy moet 'n Paul Mashatile toespraak deurmaak. Dit is jy sal as jy 'n drinking game speel wat jy elke stemtoon verwisseling drink, sal jy doodnigter wees aan die einde. Daar sal niks gebeur nie. Hy drou net so deur agtergrond geraas. So ek dink nie hy weet wat hy gesê het nie. Maar dit sê vir jou hulle weet nie meer nie. Dit is vir hulle duidelik en hoe meer hulle nie weet wat moet ons doen nie, hoe meer begin hulle gaan ons sal nie afstand doen van die ding nie en veral nie as iemand anders vir ons sê ons moenie. En dit beteken dit raak duidelik hulle kan nie hervorm nie. Hulle is nou presies by ons beleid werk nie. Dis duidelik dit werk nie. Wat gaan ons doen? More, double down. Ons hou net aan. Dis die transformasiefonds. So hulle huidige strategie is om te sê is 'n befondsingsprobleem. Ons moet meer geld op hierdie probleem. Ja, die geld kom nie by die regte mense die uit. geld Dis dieselfde met nasionale gesondheidsversekering. Selfde Dis ding. 'n befondsingsprobleem. Dis so wat dit eintlik sê is ons moet net meer belasting vir swart mense gee. As ons dit kan regkry, dan sal dit beter gaan. Maar dit gaan nie. En
toe jy begin ons besef so wat op pad is hoe meer hulle dit ontken, hoe meer wat jy besef die einde is nie te ver weg Dit is nie. goeie nuus, Colin. Dit is hopelik, maar ongelukkig Hoe gaan dit lyk? Ja, Gaan dit afhang van wie die verkiesing wen, soos hoe gaan dit dit sal jy baie van die goed kan in regulasies al weggekaalwe word. Ek vermoed die munisipale verkiesing gaan 'n wekroep wees. Is hulle gaan hard pivot op soewereiniteit en swartheid wat is BEE in Amerika en ek dink nie dit gaan vir hulle sukses gee wat hulle moet nie, maar die ANC kan nie afstand doen van die beleid nie. Hulle gaan nooit kan nie. Hulle is so gekommit. Hulle gaan 'n bietjie wegkom. Saam met hulle ondergaan. Hy Kan die behoort son dan te. sak. Dis die ding is dan behoort die oppositie behoort hopelik raak te sien dat jy heftig teen BEE kan wees en dat jy dit nie hoef toe te pas nie, want dit lei nie na normale mense wat werk kry nie, dit lei na vet swart entrepreneurs wat net vetter word. Dis pretty much wat gebeur. Niks anders nie. Die probleem met hierdie ding is soos met enige pes, as jy dink is weg, dan sal nog 'n kakkerlak erns en dit is pretty much as die ding gaan 'n ruk vat om volledig uitgewerk te word. Daar's hoeveel tenders toegeken, kontrakte toegeken ensovoorts. So wat dit is een van die goed van ek dink kyk nou baie hulle dit ontken en gaan kyk 5 jaar terug het hulle nooit dit hoef te verdedig nie. Wat beteken die ding was vas. Hoe meer hulle hom verdedig, hoe meer is die einde naby. Die stryd nog iemand wat dit gedurf kritiseer, dit is 'n rasis genoem wat nie vandag meer die geval is nie. Ja, want kan jy glo. Dis maar Mark Twain se storie wat ons sê toe hy 21 was toe sy pa idioot en op 35 sê verbaas hy so baie my pa geleer het. Ja, wat nou sê Allen Zille dit. Exactly. Allen Zille sê dit is regheid en ek sê hy staan nou vir burgemeesterskandidaat in Johannesburg en ek meen daar's 'n rare kans dat hy die volgende burgemeester in Johannesburg gaan wees. Dis Dit wys jou waar so mense is gaan vol verarm wees aan kort en dit's duidelik hierdie ding maak ons Suid-Afrika ryker nie. Ek dink die einde is nie te ver nie. Hy gaan nog bietjie skop en stuiptrekkings en jy gaan daai entrepreneurs sê wat terugslaan, hulle doen elke nou en dan moet hulle nou weer sê nee, dit is belangrik dat jy dit. Maar die kort en die lank is dit vat my terug na ek het nou die dag 'n ding beleef wat vir jou sê hoe ver die regering weg is. Ek het inkopies doen en toe is reën dit en is daar karwag en ek gee toe vir die swart karwag R10 want dit reën ek okay, 'n bietjie meer. En hy hardloop opgewonde na sy maatjie wat 'n wit vrou is en hy wys die R10 en hulle sit in hulle gesamentlike beursie. En nou is die kort antwoord, daai karwag weet hulle is albei dieselfde posisie en hulle het albei hulp nodig. Die regering sal vir jou sê die een het meer hulp nodig as die ander een. En dit is in bly moreel verkeerd en dis die hart van die stelsel. En dit beteken hoe vinniger die ding weg is, hoe beter. Hy ryk soos hy dood, hy is op pad uit. 2029 is my vermoede daai verkiesing gaan die ANC nog op die beleid hardloop, maar jy gaan Suid-Afrika wat volledig teen dit gedraai het. So dit is op pad. Hy is al klaar besig om weggekaalwe te word. Maar ons moenie val vir mooi praatjies. Ek gaan val. Ek vat nog enetjie op sonsak op alles ras. Selfs al is dit in 2029. sonsak op alles Ons ras. sal die nou op alles ras gaan opneem.